Met soveel celebchefs op ons TV-skerms deesdae, word kos maak al hoe gewilder as loopbaanopsie. Jy kan natuurlik 'n korter kursus doen, maar 'n nasionale diploma gaan jou 3 jaar vat. En een van die skole waar jy kan inskryf is die Cape Town Hotel School in Granger Bay. Irshad raak vandag net aan die kors van die hele tert. Ag, julle weet wat ons bedoel. Vele kokke sukkel met pastry maak. Daarom is Tanelli om vir ons in te laat die geheime van broskorsdeeg. Dit klink sommer so lekker. Dit is baie lekker en later gaan 3 van my topstudente vir ons heerlike vulsels wys. Wel, die eerste stap is om die sout in die meel saam te sif. Sover nie te moeilik nie. As dit so maklik is, sal ek dit self oorweeg om 'n chef te raak. Nou, ons kan jou vir die dag 'n chef maak met een van hierdie. Ja, sy. En dit is belangrik dat jy van die begin af die meel en sout in 'n verkoelde bak sif, want jy wil die hele tyd die deeg so koud as moontlik hou. Volgende vryf jy die yskoue botter in die meelmengsel in. Ja, basiese broskorsdeeg bestaan uit koekmeel, sout, botter en water. Vryf die botter goed in, maar oppas want as jy dit te veel hanteer, sal die deeg hard word. Gooi hierna koue water stadig by. Ag, Irshad, jy lyk nou soos 'n chef. Probeer jy. Broskorsdeeg of dan short crust word gewoonlik vir pastye en terte gebruik, soet en sout. So hoe lank sal hierdie deegie nou hou? So 1 tot 2 dae in die yskas, maar as jy dit vries, so 2 maande. Nogal baie lank. Voor jy die ongevriesde deeg gebruik, maak toe met kleefplastiek en sit 30 minute in die yskas. Dit laat die mengsel stabiliseer voor jy dit uitrol. En as jy ooit sonder 'n resep werk, gebruik 'n verhouding van die helfte vet tot meel. Nou vir ons eerste vulsel. Mika, hierdie pan lyk asof jy 'n geweldige omelet kan bak en dis omtrent al wat ek kan maak. Dit lyk nie so as mens na jou kyk. Ja, wel ek swat al kos vir 20 minute. Nee, vandag gaan ons 'n romerige hoenderpastei maak. Dis altyd 'n wenner. Beslis, ja, dit is. Okay, my bak is klaar uitgevoer met die broskorsdeeg en 'n paar keer geprikkel met die vurk. So vir die vulsel het ek my botter wat ek in die pan gaan sit met die eie en my eie bietjie braai sonder dit verkleur. Nou gaan ek my middagpampetjies bygooi en dit sorteer in die pan. Hierna kom opgekookte, gevlokte hoender en cheddar kaas by. Wat dink jy laat een chef bo ander uitstaan? Ek dink as jy 'n passie het vir wat jy doen en jy geniet wat jy doen, sal jy definitief uitstaan by die ander. Nou met die 2 eiers by die melk geklits word. Eier en klits. Ek kan dit doen. En dan gaan ek die pan van die hitte afhaal, want ons gaan die eiermengsel by die res van die bestanddele gooi. En dan gaan ons die mengsel in die tertpakkie gooi. Jy hoef nie die deeg vooraf blind te bak nie. Dit doen jy gewoonlik wanneer 'n ongebakte vulsel gebruik word of as die baktyd van die vulsel korter is as die van die deeg. Blou kaas rond Mika se hoenderpastei af voor dit oontoe gaan. Soos dit vir my lyk, gaan jy my soet aan verlei. Ja, maar let wel, die lemmetjie en suurlemoentert wat ons maak, gaan jy die vulsel doen en ek die deeg. Okay. Opgewonde? Ja. Nou gaan ek die deeg vir ons lekker uitrol nadat dit koud geword het in die yskas en die strooisuiker en klapper byvoeg vir 'n lekker soet geur. En jy kan dit sommer 'n paar keer oorgooi en dan omdraai, omvou en lekker uitrol sodat dit meer geur kan inkry van die klapper. Sodra dit klaar lekker geur het, gaan ons dit mooi uitrol tot so 5 mm en dan in die plaatjie laai en dan kan jy sommer vir my begin met die vulsel. Soos enige ervare kok gaan ek begin by die begin. Kry jy kondensmelk reg in jou mengbak? O, ek het dit geweet. As die kondensmelk in is, wat jy vir my dan doen is voeg die eiergeel in en meng dit vir my lekker saam. Hierna kom die lemmetjie en suurlemoensap as ook albei se fyn gerasperde skil by. Irshad leer vinnig. Kyk net hoe professioneel klits hy. Dalk het hy 'n plan. Behalwe dat jy kan kook, watter eienskap het jy nog nodig om 'n celeb-chef te word? Kyk, nie enigiemand kan basies 'n chef wees, maar om 'n celeb-chef te wees, moet jy persoonlikheid kan hê en met mense kan werk. Wel, van persoonlikheid het ek tonna. Ja, maar dis die kook wat die probleem is. Wat ons nou moet doen is, ons moet die waspapier op 'n plaatjie plaas en die gewig opsit, wat ons in die geval gebruik ons rys, want dit werk goedkoper uit as lensies of enigiets anders. En weer eens gaan die gewig seker maak dat die deeg nie te veel rys nie. Hierdie enetjie is al klaar geblind bak. Nou gaan ons dit die vulsel invoeg en dan is hy reg om gebak te word. Die tert word net 10 minute gebak en dan verkoel. Nou pak Jamie Lee lemmetjie en suurlemoenskywe op en strooi suiker bo-oor. Daarna word dit met 'n blaasvlam gekarameliseer, maar as jy nie een het nie, kan jy dit blitsig onder 'n erg warm oondrooster indruk.
Student nommer 3 se deeg is ook geblindpak want haar vulsel bly rou. So jy maak 'n gesonde pastei. Dis 'n gerookte salmtaart, maar amper soos 'n sushi taart. Die eerste stap is om wasabi en gepikkelde kimber met roomkaas te meng. Die mengsel word op die afgekoelde pasteideeg gesmeer. Volgende gaan ons die salm oppak. Dan kom die sprieteier wat fyn gekap is bo-op. Dit gee die taart 'n lekker kraak. Volgende kom 'n bietjie paar skywe rathuis vir 'n bietjie brand. Dan bronkors en ons rond dit af met 'n paar wit en swart sesamiesade. Dit lyk na die regte kombinasie tussen gesond en gemoedskos. Die deeg sorg vir die gemoed terwyl die vars vulsel die liggaam gesond hou. En as jy wonder oor 'n loopbaan en kos maak is jou passie, doen navraag oor chefsopleiding. Daar is baie opsies om van te kies.